Goeiemiddag en welkom by die verduideliking van die 4 verskillende leerstyle en dan ook die onderwysstrategie waarmee saamgaan. En ek gaan in hierdie video ook 'n paar voorbeelde gee hoe om dit met goeie resultate te kan deurgee. So ons oorsig is natuurlik die 4 verskillende leerstyle, strategieë wat elke leerstyl bevorder, demonstrasie en voorbeelde soos genoem, hoe om hierdie strategieë natuurlik toe te pas om op die ou einde die leerder te kry wat optimaal funksioneer. So die eerste leerstyl waarna ons kyk natuurlik is die visuele leerders. So 'n kenmerke van hierdie styl is natuurlik visuele leerders leer die beste deur middel van beelde, diagramme, grafieke. So hulle wil prentjies sien. Ek dink is natuurlik 'n leerstyl wat vir my natuurlik baie van belang is. Ek is nie iemand wat na 'n boek kan kyk nie, so ek kan absoluut as mens met hierdie myself vereenselwig dat ek graag prentjies wil sien. En dit help natuurlik. So strategieë, die gebruik van visuele hulpmiddels soos grafieke, kaarte en prente, videomateriaal om konsepte visueel te verduidelik en natuurlik die skep van 'n visuele leeromgewing in jou klaskamer. Ek persoonlik dink toe ons op skool was, sou ek hierdie baie beter kon benut het. Ek as mens sou ek glo 'n beter produk gewees het as ek 'n bietjie meer visuele klaskamer aandag kon kry en nie net na 'n boek kyk nie. As ons verder kyk, natuurlik voorbeelde wat mense na kyk in die visuele leerders profiel is kreatiewe PowerPoints. Deesdae al jou klaskamers word toegerus met alreeds met 'n projektor. Jy kan jou eie klank bysit. Dit maak net dinge meer relevant. So kom ons sê ek is in die EBW klas. So wat vir my die beste werk is natuurlik om 'n paar eenmansake. Ons doen nou in die tweede kwartaal. So ek het klaar dit begin opstel dat in die tweede kwartaal doen ons besighede en ons kyk na 'n paar finansiële begrippe en dit help baie as jy dit kan doen op 'n PowerPoint, jy het 'n paar YouTube video's wat jy kan doen. So jou klas gee prentjies, lekker visueel op jou prentjies en dan natuurlik ook as jy 'n video of 2 kan ingooi, dan is jy absoluut aan die wenkant. As ons kyk na die auditoriese leerproses, kenmerke in hierdie tweede styl is natuurlik leerders wat die beste leer deur middel van musiek en geselskap. So ouens wil nie net sit en luister nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir dit. Hy wil interaktief wees. Hy wil seker maak hy as mens leer deur te hoor voorbeelde. Ek wil daar's baie goed wat ons vandag nog toepas wat jou onderwyser vir jou oopgemaak het in 'n klas vir gesprekke. So strategie vir hierdie is natuurlik klankopnames of podcast. Ons het deesdae baie podcast of 'n potgooi soos ons dit noem, of gesprekke om konsepte te verduidelik. So jy dan absoluut daai interaksie en ek dink dis belangrik dat jy dan as 'n onderwyser 'n kenner op die vak is. So jy moet weet om die ouens terug te bring na die punt toe deur slim vrae te vra. So jy moedig besprekings aan, dis wat ek genoem het, in groepe vir geselskap en dan musiek en rymgedigte. Ek dink ons een van jou basiese goed wat ons geleer het, ons destyds geleer het om te leer, is om 'n bietjie vir jou met liedjies goed te onthou. Ons het seker goed in 'n wiskunde wat ons ook net as ons ouens moet leer van tellers en noemers en hoe dit gemaal en deel en vereenvoudig moet word. Daai tipiese klap geluid en 'n handbeweging tam tam en dan onthou die kinders dit net soveel makliker om op die einde van die dag jou tellers en jou noemers uit te maal om breuke te maak. Kom ons kyk vinnig na die volgende ene. Natuurlik voorbeelde soos jy reeds genoem het, podcasts. So ons het dan natuurlik baie goed deesdae op sosiale media, onder andere Spotify. Ek kry baie van my podcasts as ek gedagtes het, relevante goed wat nou gebeur het. So kom ons noem dit sommer simpel, iets soos die rentekoers wat opgegaan het, of die BTW wat met 1% opgesit is. Daar's al hierdie klein vinnige podcast wat mens absoluut kan gebruik om dit vir jou kinders so maklik as moontlik te maak ten opsigte van hierdie goed. En hierdie kinders hou van sulke goedjies. Jy kan ook vir hom sê gaan luister dit by die huis. Baie van hulle ouers het 'n Spotify of 'n YouTube of Apple Music en almal het deesdae podcast. En dan soos ek ook genoem het, retoriese vrae in die klas. Laat ook kinders se gedagtes prikkel ten opsigte van dit. En dit op die einde van die dag is tog die beste as 'n kind fisies daar kan sit en dink en vrae kan vra in die klas.
As ons kyk na die derde ene, die kinetiese leerders, of kenmerke van kinetiese leerders, hulle leer die beste deur fisiese aksie en ervaring. So hulle wil fisies goed sien. Dis gewoonlik jou ouens wat in jou wetenskapklas het jy gewoonlik eksperimente, jy het gewoonlik 'n paar goed wat hy fisies kan aanvat of hy kan dit fisies sien, hy kan dalk 'n ou geraamte sien of hy gaan weet hoe om sekere goed te meng om 'n sekere produk te kry. Of net rolspel. Ek wil baie van hierdie ouens leer die beste as jy, ek het vandag weer gesien in 'n Engelse klas, hoe ouens klas geloop het, musiek geluister, dit gelees het, verskoning, nie musiek geluister het nie, gelees het, en hoe hulle dit gelees het, kon jy agterkom dat hierdie hou van 'n bietjie drama, en ek dink hulle sal verskriklik goed in dit doen, en dan soos ek genoem het, die eksperimentering, en dan ook modelle of praktyksoefeninge, val in jou EBB, kan jy dalk vir hom wys, hoe lyk 'n staat, hoe lyk 'n balansstaat, hoe lyk 'n kasboek, al daai klas van goedjies, en dan geleenthede vir leerders om dinge self te bou, of te manipuleer, dit is gewoonlik jou ingenieurs is baie lief daarvoor, of jy begin vinnig identifiseer of jy hier iemand het wat 'n ingenieur kan wees. En ek het nou reeds die voorbeelde genoem, maar Engels en Afrikaanse stories vir rolspel, ek dink dit is, soos ek reeds genoem het, vandag in die klas, waar ek die kinders so hoor lees het, en as jy dit nou 'n bietjie kan deur middel van 'n rolspel doen, ek dink sommer aan ouens in die hoërskool, as jy nou soos 'n Macbeth of Kringe in die Bos of een van daai boeke moet doen as 'n voorgeskrewe boek, dat jy dan absoluut kinetiese leer gebruik. Natuurlik wetenskap eksperimente, ouens wat, ek was nooit een van daai bevoorregte ouens gewees wat wetenskap 'n liefde voor gehad het nie, maar ek kan dink, 'n ou wat daarvan hou om in 'n laboratorium te werk eendag, gaan verseker van hou om 'n paar dinge in die klas reeds te bou. Kyk ons dan natuurlik na lees en die skryfstyl leerders. Hierdie leerders leer die beste deur middel van teks, lees en skryf. Hulle is daai hardcore ouens. Ek moet sê, toe ek by Fontainebleau begin het, was ek verskriklik verras gewees hoe kinders hulle eie boeke. Hy is so opgewonde om vir my op 'n maandag te wys dat hy het 'n boek gekry wat hy nou gaan deurlees. En dit is absoluut ongelooflik om die klas van goedjies te sien. Dis lekker om te sien. Ek persoonlik was 'n groot liefhebber van 'n koerant, so as jy nog hier en daar 'n hardgedrukte, baie van jou gemeenskapskoerante is nog 'n hardgedrukte kopie. Hou dit in jou klas, kinders se gedagtes word geprikkel daardeur. Jou harde boekouens, hulle het gewoonlik 'n boek wat hulle lees in die klas. So ja, gebruik boeke, artikels en aanskriftelike materiaal, aanmoediging van skryfaktiwiteite en opstelle. Dis gewoonlik jou skrywers, is gewoonlik die ouens wat uitblink ten opsigte van hulle denkwyse, en die gebruik van notas om te help met die herhaling van begrip. So in jou klasse, wat jy dan natuurlik gaan doen, is jy gaan dan laat 'n kind uitskryf. Dis 'n goeie voorbeeld, as ons oorskuif na voorbeelde toe. Dan, ons het gepraat van die opstelle, hy gaan uitblink daar, laat hulle goed opskryf, laat hulle dinge vir julle opsom. Opsommings is belangrik. Ek persoonlik was nie 'n voorstander van opsommings nie, ek kan nou nog nie altyd 100% opsom nie, maar daar is mense wat soveel beter leer as hy dinge vir homself opsom, so jy kan dit verseker hou, en dan harde kopieer. Beweeg weg in 'n wêreld vol digitale en kuberruim gedagtes, is dit baie keer lekker om net terug te gaan en die digitale sy weg te stel. So as jy daai uitstappie saam kan inkorporeer, in my beskeie opinie, voel ek het ons dan meer as genoeg om na te kyk. Samevatting, as ek kyk na die samevatting, elke leerstyl is sy eie sterkte. Ek is 'n voorstander van al 4 leerstyle. Partykeer, as ek hierdie moet opsom, as ek 'n leerder moes gewees het, definitief ons eerste 2, as auditief en visueel, dis definitief my 2 grootes, so dit sal seker in my opinie 40-40 wees, en dan kineties 10, en dan natuurlik nog 'n 10% op die laaste ene wat dan die skryf en die leesstyl is. Net omdat ek net nie 'n groot leser is nie, ek het nooit 'n groot liefde vir dit ontwikkel nie. En as ek 'n kind in my klas moet hê, sal dit my opbreek wees in my les. So ek dink is belangrik in samevatting, want jy wil tog 'n inklusiewe leersomgewing skep, en om daai omgewing te skep, dink ek is dit van uiterste belang om seker te maak dat jy as mens jou kinders ken. Ek dink begin by jou registerklas, maak seker voordat jy 'n les aanbied dat jy die graad
wat jy gee, sy registeronderwysers gesien het en letterlik gaan kyk hoe elke kind leer. Jy gaan dit definitief in die eerste kwartaal ook sien en jy kan definitief daarna aanpassings maak. Maar in my opinie, in my beskeie opinie, dink ek is daar verseker plek vir al 4. Party mense is net baie sterker in die ander velde, soos ek genoem het. Ek is baie sterk, voel ek, en ek leer die beste deur op te let, te luister. Het sy of haar klank is, het sy of haar beeld is. Dit werk vir my die beste. Kinetiese eksperimente help ook baie. En dan natuurlik die leer en lees is moeilik, maar daar is definitief plek vir dit en herhaling. So as jy al 4 kan inkorporeer, gaan jy verseker 'n inklusiewe leerder hê wat optimaal gaan funksioneer en dit maak net voorsiening vir iets wat regtig 'n blink produk is. As ons verder kyk na dis waar ek dan die streep trek. As daar enige vrae en antwoorde is jy meer as welkom om vir my te vra, sodat ek dit kan beantwoord. Van my kant af, Rudy Algerijn, hoop ek was hierdie stukkie vir julle baie insiggewend. Dankie, bye bye.